harte ook vir die diens. Ek wil nooi is die Bybel saamgebring het om dit oop te maak by die profetiese boek van Jesaja. Ons gaan saam lees uit Jesaja hoofstuk 50, so 'n paar verse. Jesaja is 'n profetiese boek deur die profeet Jesaja dan ook geskrywe, baie moeilike tyd van sy bediening ook van die Here in die volk. En ons gaan so 'n paar verse hier saam lees. Terwyl ons met die woord van die Here oop is voor ons, terwyl ons in afwagting is ook vir die Here se woord vanmôre, kom ons raak net gestil en ons sit net so in ons buig ons hoofde. Here Jesus, dit is 'n wonderlike voorreg om vanmôre in U teenwoordigheid hier te kan wees. Here, U wat vir ons deurgedra het in hierdie werksweek. Daar was tye van vreugde en van blydskap. Daar was tye van trane en beproewing. Daar was tye van verdrukking. Maar Here, U was daar in elke situasie van ons lewe. Daar is soveel mense wat in hierdie tyd van die lewe met siektes in hulle liggame sit. Daar is mense wat getakel word met die kanker. Daar is mense wat getakel word met organe wat verswak. Daar is mense wat getakel is met 'n ongeluk. Maar Here, U is die een wat deurdra, U is die een wat vir ons gesond maak. U is soewerein en ons kom aanvaar ook wat U oor ons lewenspad stuur. Maar Here, ons wil ook streef daarna om binne die wil van God te lewe en nie ons eie paaie te wil gelyk maak nie. En daarom kan ons vanmôre ook so voor U kom buig in diepe afhanklikheid teenoor 'n heilige God. U is die vredevors. U is die ene wat in ons harte werk, soos U vanmôre deur die woord weer in ons harte wil kom werk. Dankie dat ons U kan ken, Here. Dankie dat ons kan bid vir mekaar wat siek is, wat dalk deur ander stryd gaan. Here, bring U daardie vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, in ons harte in ons siele in. En ons geloof U, Here. Daar is soveel dinge waarom ons dankbaar kan wees. En dan vergeet ons om dankbaar te wees. Maar vanmôre wil ons net dankie sê, Here. Seën dan nou, Here, ons byeenkoms verder, waar ons nou met die verkondiging van die woord gaan begin. En Here, ook daarna die damesvergadering, maar ook dan die manne wat so 'n bietjie saamkuier en wag vir die dames. Dankie, Here, dat ons dit alles vir U kan gee en dat U verheerlik mag word op hierdie dag in elkeen van ons se lewens. Amen. Ons skriflesing is dan vanmôre uit Jesaja hoofstuk 50 en ons gaan van vers 4 tot by vers 10 gaan ons met mekaar saam lees. Jesaja is 'n profeet van God in die tyd van die begin van die ballingskap, 'n geweldige tyd waar die volk moes ingegaan het, baie emosies dalk deur daardie volk se gedagtes gegaan het. Dit was 'n tyd waar hulle vervreemd was van hulle eie land, waar hulle nie meer hulle eie koning gehad het nie, en hulle is weggevoer na Babel toe. Hulle het families wat uitmekaar uit geskeur is, wat nie eens by mekaar was nie, en ek dink hulle was baie ontmoedig geweest. En Jesaja het maar 'n baie moeilike tyd gehad hier in die begin van die ballingskap, reg deur sy bediening ook vir die Here. Maar hier kom 'n woord van bemoediging wat die Here dan deur die profeet aan hulle gegee het. Hier van hoofstukke 49 af gaan dit nou verder aan. En daar is soveel beloftes ook aan die diensknegt van God, die knegt van die Here. Daar is liedere wat gesing is. Hierdie is, ek dink, die 3de of die 4de lied van die koning wat kom, Jesus Christus. Het verwys na Jesus Christus self toe. So kom ons gaan lees hierdie paar verse in Jesaja 50 vers 4 tot by vers 11. Vers 4 sê, die Here het my 'n geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met woorde. Hy wek elke môre. Hy wek my oor om te hoor soos die leerlinge.
Die Here het my oor geopen, en ek was nie wederstrewig nie. Ek het nie agteruit gewyk nie. Ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die wat die hare uitpluk. My aangesig het ek nie verberg vir smaadhede en bespuwing nie. Maar die Here help my. Daarom kom ek nie in die skande nie. Daarom het ek my aangesig gemaak soos 'n keisteen. En ek weet dat ek nie beskaamd sal staan nie. Hy is naby wat my reg verskaf. Wie wil met my 'n regsaak begin? Laat ons saam optree. Wie is my teeparty? Laat hom naderkom na my toe. Kyk, die Here help my. Wie is dit wat my kan veroordeel? Kyk, hulle sal almal versluit soos 'n kleed, die mot sal hulle eet. Wie is daar onder julle wat die Here vrees? Wat na die stem van sy knegt luister? Wat in duisternisse wandel en geen ligstraal sien nie? Laat hy vertrou op die naam van die Here en steun op sy God. Kyk, julle almal wat 'n vuur aansteek, wat julle met vuurpyle omgord, wandel in die vlam van julle vuur en onder die vuurpyle van julle wat julle aangesteek het. Van my hande het dit julle oorgekom, in smart sal julle neerlê. Net tot sover uit die wonderlike, onfeilbare, kosbare woord van die Here. Hierdie gedeelte is so 'n bemoedigende gedeelte gewees vir die volk Israel binne in hulle omstandighede waar hulle dan in hierdie ballingskap ingegaan het. Hulle het dit self oor hulle gebring dat die Here vir hulle in hierdie tyd dan laat ingaan het. Maar die Here het ook vir ons gesê dat hy sal ons nooit bo ons eie vermoë beproef nie, en saam met die beproewing sal hy ook dan die uitkomste gee. Dis sy belofte, dis wat hy hier ook dan in belofte gebring het aan sy volk, dat hy gee die oplossing. Hy self, Jesus Christus, is die oplossing. Ek wil die aandag fokus daar op verse 10 waar daar staan: Wie is daar onder julle wat die Here vrees? Wat na die stem van sy knegt luister? Wat in duisternisse wandel en geen ligstraal sien nie? Laat hy vertrou op die naam van die Here en steun op sy God. Ek wil uit hierdie vers uit dan met u praat vanmôre onder 'n tema: ligstraal in die duisternis. Ek weet nie of u al absolute duisternis beleef het nie. Daar in Kaapstad is 'n kasteel. Daar is nou baie dinge om te sien daar, maar daar is 'n plek wat hulle noem die donker gat of die donker kamer. Dit is 'n sel waar hulle gevangenes in opgesluit het om hulle te martel. Daar was geen natuurlike lig binne in hierdie sel nie. Hy was uitgebou daar onder in die kasteel. Ons het daar een keer gegaan en dit gaan besoek as kinders nog saam met my ouers, en ek kan dit so duidelik nog onthou, toe ons daar by hierdie donker sel aankom, het ons in beweeg en het hulle die deur toegemaak en die lig afgesit. Ek het in my lewe nog nooit so 'n duisternis beleef nie. Dit is asof daai duisternis jou so vasvang. Jy is daar binnekant en jy is van niks bewus nie. Jy weet nie of dit dag of nag is nie. En so het hulle die mense daarin opgesluit om hulle te martel. Die bekende Armtas was daar in die 1700s of 17s, is hy daarin ook opgesluit gewees vir 'n tydperk. 'n geweldige kamer om in te wees, om omring te wees, te gedruk word deur daardie absolute duisternis. Ek het so gedink, en as iemand eendag gesê het, as jy in 'n donker tonnel is, en jy sien daar voor 'n skerp lig, kan dit een van twee dinge beteken. Dit kan die einde wees van hierdie donker tonnel,
of dit kan 'n trein wees op pad na jou toe, om jou plat te ry. Liewe vriende, in tye van duisternis in ons lewens, is daar ook 'n helder lig. Hy is daar. Ons sien dit net nie altyd nie. Ons is nie altyd bewus nie. Wanneer daardie gevangenes binne in daardie donker kamer toegesluit was, al wat hulle kon sien was die duisternis. Maar die heldere lig was daar gewees. En so is dit vir ons ook baie keer, wanneer ons in duisternis is, en ons sien nie die lig nie, maar dit beteken dat hy nie daar is nie. Die lig is Jesus Christus homself. Ons lees in die Bybel in die begin van die skepping, toe God se gees oor die aarde gesweef het, was daar duisternis op die aarde. En die Here het gesê, laat daar lig wees. Sy lig het in die aardse duisternis ingekom en verligting gebring. God het sy eie lig laat skyn. Jesus is die lig. Dit was God se eie lig wat hy in die duisternis van die aarde gebring het. Nou lees ons ook verder in Johannes 1 vers 1 tot daar by vers 5 hierdie woorde: in die begin was die woord. Nou wie is die woord wat die Bybel van praat? Praat van Jesus Christus. Hy is ook bekend as die woord. Hy is die woord van God wat gekom het om vir ons te kom leer. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mens. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Die Here Jesus Christus se lig skyn in die duisternis van ons donkerte in ons lewens. Hy wil vir ons die ligstraal kom wees in daardie duisternis. Toe ons daar in daardie donker gat gestaan het, en daai duisternis so oor ons was, en hulle sit die lig aan, en daar so verligting in 'n mens gekom, want jy kon weer sien wat rondom jou aangaan. In die konteks van die skrifgedeelte wat ons saam gelees het in Jesaja 50, is dit waar die volk Israel nou in ballingskap ingaan. Hulle was vervreemd van hulle families, vervreemd van hulle land, onder 'n nuwe leiers gewees, en verseker moes hulle gevoel het of die Here hulle vergeet het. Want nou was hulle eintlik daar in vreemdheid, en hulle het gewonder, dink die Here nog aan hulle? Die boodskap wat die Here deur sy profeet vir hulle wil gee hier in Jesaja, is dat God nog altyd daar was. Hy is die lig in die duisternis. Is hulle wat hom verlaat het. Hulle het hulle self in die duisternis gebring, maar die lig was nog altyd dan daar gewees. Wat beteken hierdie boodskap vir u en vir my vanmôre? Dat die Here Jesus Christus, die gehoorsame knegt van God, wat die pad van duisternis, van lyding deurgemaak het, sodat ons self ook in die donker tye op sy genade kan steun, in plaas van om ons eie planne te maak. Dis die boodskap. En hy kan ek maar hier stop, want dis die boodskap wat Jesaja 50 van vers 4 tot by vers 11 vir ons gee. Ons sien in Johannes 8 vers 12 hierdie woorde, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Liewe vriende, as dit vandag vir jou voel of jy in duisternis is, die lig is daar. Het u al die lig raak gesien? Ons tema vanmôre, ligstraal in die duisternis. En ek wil uit hierdie skrifgedeelte wat ons saam gelees het, 5 gedagtes met u deel, rondom die ligstraal in die duisternis. En ons sien in my of ons donkerste uur, Jesus is daar die ligstraal. En wat sê die skrif vir ons?
In ons donkerste uur is Jesus die oor wat luister. Hy het homself so verklaar. Vers 5 wat hy sê, die Here het my oor geopen. Die Here Jesus Christus verwys na God die Vader toe, wat vir hom 'n geopende oor gegee het. Nou telkens verwys dit hier na die Here. In die Hebreëus beteken dit, of staan dit so, Jehovah Adonai. Dit beteken, dit verwys na God se persoonlikheid, sy karakter, is 'n soewereine God. Maar hy staan nie apaties van die mens nie, want hy is in 'n persoonlike verhouding met die mens. Hy is nie ver van ons af nie. Hy is hier by ons, hier met ons. Hy is die Jehovah, die skepper God, die Adonai, wat in 'n persoonlike verhouding met ons as mens wil staan. Hy is nie ver verwyder van ons af nie. Al voel dit vir ons in die duisternis waarin ons nou is. Die duisternis se lig is daar. As 'n man met die naam van Robert B. Girdlestone. Hy het hierdie geskrywe, the name Jehovah Adonai means that God is the owner of each member of the human family, and that He consequently claims the unrestricted obedience of all. Hy is die almagtige, heilige, alomteenwoordige, alwetende God. Daar is niemand verhewe bo hom nie. Ons as mens wil onsself verhewe bo God, soos die duiwel dit gedoen het. En ons probeer dit self, maar wanneer ons besef, hy is soewerein, hy is die skepper, en ons moet ons onder sy gesag, in nederigheid, onderwerp. Die Here Jesus Christus was verbind, hy was onderwerp aan God se gesag, om aarde toe te kom, om 'n diensknegt te word, om die prys vir die sonde van die mens te betaal, sodat ons die vergifnis kan kry. In elke area van sy menslike wese, sy bediening as God, was hy onderworpe aan God se gesag. Jesus se bediening is juis om 'n geopende oor te wees vir die mensdom. Soos Jesus se oor geopen was en gehoor het wat die wil is van die Vader, en hy na die kruis toe gegaan het, so is sy oor geopen om te luister na u en my. In ons donkerste uur is hy gewillig om na ons te luister. So sy oor geopen was vir sy volk, wat in 400 jaar in Egipte onder slawerny was, so het hy geluister na sy volk. En so luister hy vandag nog na sy kinders. In ons donkerste uur van moedeloosheid, van angs, van eensaamheid, wil die Here ons kom bemoedig, dat hy 'n gewillige oor het, wat altyd geopen is, ook vir ons. In my en jou donkerste uur is Jesus die oor wat luister. Hy sê daarso, hy luister soos wat 'n leerling luister vir sy onderwyser, soos wat 'n student luister vir sy dosent, aandagtig luister om kennis in te neem. So aandagtig luister Jesus na ons wanneer ons na hom toe kom in ons opregtheid. Verder sien ons in ons donkerste uur is Jesus die tong wat verkoop. Verse 4 wat die Here Jesus Christus vir ons beloof, die Here het my 'n geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met my woorde. Die Here wil ons verkoop, hy wil ons troos, hy wil ons vertroos, hy wil ons bemoedig, hy wil ons nuut maak, hy wil ons vol vreugde en vrede maak. Dis hoe hy ons wil verkoop, en hy doen dit met 'n geoefende tong, wat die Vader vir hom gegee het. Die Here Jesus Christus praat met ons deur verstaanbare woorde. Dis nie fisiese woorde nie.
Dis nie woorde soos wat ek nou praat en jy hoor dit nie. Die Here praat met ons in ons harte, in ons gedagtes. Hy kom spreek diep tot binne in ons siele in. En hy spreek met ons deur sy woord. Jesus is die woord. Hy het vir ons sy woord gegee wat ons kan gebruik. Die woord bevat alles wat ons nodig het om te hoor wat Jesus vir ons wil sê. Om dan te hoor wat die Here vir ons wil sê, moet ons dan tyd maak vir die woord. As ons nie gaan tyd maak vir die woord nie, hoe gaan ons hoor wat die Here vir ons sê? Nee, ons babbel net vir die Here en ons gee al ons probleme vir die Here en nou moet die Here maar net regmaak, maar ons is nie bereid om te gesit en te gaan luister wat God vir ons wil sê nie. Hy wil ons verkoop deur sy geoefende tong. In die Ou Testament het die Here deur die profete gepraat. Hier het hy deur Jesaja met sy volk gepraat. In die laaste dae het die Here gekom en hy het die profete, Johannes was die laaste profeet, Johannes die Doper, en daarna het Jesus se bediening begin. En hy is dan die een wat deur die Here met ons praat, deur sy seun. Ons sien in Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun, Jesus Christus. Hy het gekom, sy bediening het begin. Hy het 'n geoefende tong gehad om te kan spreek. Die apostels het direk by Jesus geleer aangaande die evangelie, aangaande die weg wat God wil hê ons moet wandel. Hulle het dit verkondig. Hulle het die kerk op aarde gevestig. Vandag is dit die kerk se werk om dan die woord van God te bring. Die kerk wat hom besig hou met alles behalwe met die woord van God, is besig met verkeerde dinge. Om te hoor wat die Here vir ons wil sê, moet ons gewillige harte hê om te luister. Die Here is die voorbeeld. Hy het 'n oor wat oopgemaak is om te luister, aandagtig soos 'n student begeer om inligting te kry van sy leermeester. So wil hy sit en luister na ons opregte harte. En hy wil vir ons kom verkoop deur sy woorde. In ons donkerste uur is Jesus verder die geduldige knegt. Hy is die een wat geduldig is. Wat geduldig met ons is, en dit word beskrywe vers 6 en vers 7, waar ons dan nou lees, ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die wat die hare uitpluk, sy baard uitpluk, sê die ander vertalings. My aangesig het ek nie verberg vir smaadhede en bespiewinge nie. Hulle het op hom gespoeg. Maar die Here help my. Daarom kom ek nie in die skande nie. Daarom het ek my aangesig gemaak soos 'n keisteen. Ek weet dat ek nie beskaamd sal staan nie. Die Here Jesus Christus het baie dinge deurgemaak wat ek en jy nie sal deur kan maak. Ek dink ons het al lank om moord gepleeg. As ons moes deurmaak wat Jesus deurgemaak het. Hy het deurgemaak vir jou. Hy het daai pad gestap. Hy was die getroue knegt van God, wat hy gestap het. En omdat Jesus dan gewillig was, om hom te onderwerp aan God se gesag, kon hy dit doen. Maar die Here, help my, sê hy. Die Here Jesus Christus het nie die kruis verdien nie. Maar hy het nie alleen kruis toe gegaan nie. Hy het geweet, sy hemelse Vader is met hom. Hy sê, die Here, help my. Daarom kom ek nie in die skande nie. Dit is maklik om gehoorsaam te wees, wanneer dit goed gaan in ons lewens. Maar wanneer die lewe begin druk, dan raak dit so 'n bietjie moeiliker. Dan wil ons eie planne begin maak. Jesus is die perfekte voorbeeld. Wanneer daar donker tye, duisternis in ons lewens is,
Hoe hanteer ons dit? Dit verg geduld, soos Jesus. Dit verg deursetting. Dit verg onderwerping aan God se gesag. In ons donkerste uur is Jesus die geduldige knegt. Hy is die een wat langs ons loop, die Parakletos, die een wat ons dra in tye van duisternis in ons lewens. Maar hy gaan verder en sê, in ons donkerste uur is Jesus die regverdige regter. 'n Mens kan nie regverdige regter wees nie. Nee, Jesus is 'n regverdige regter. Hy sê dit in vers 8 en vers 9. Hy is naby wat my reg verskaf. Wie wil met my 'n regsaak begin? Gaan oor Jesus, né? Hy sê hy is naby my wat my reg verskaf. Wie wil met my 'n regsaak begin? Laat ons saam optree. Wie is my teeparty? Laat hom naderkom na my toe. Kyk, die Here help my. Wie is dit wat my kan veroordeel? Kyk, hulle sal almal verslyt soos 'n kleed. Die mot sal hulle eet. Die Here Jesus Christus is daardie regverdige regter, want hy het die prys betaal. Hy gaan regverdig ons oordeel op grond van dit wat hy gedoen het. Hy het die vergifnis bewerk. Die vergifnis is in Christus Jesus beskikbaar, sodat ons die ewige lewe kan hê. En dat ons in hierdie lewe kan lewe soos God dit van ons verwag. Hy is die ene wat ons regverdig verklaar, wanneer ons na hom toe kom met opregtheid en ons sonde voor hom bely. Hy is die een wat ons regverdig maak, en ons staan voor hom, en hy sien nie meer die sonde raak nie, maar hy sien ons as mens raak. So sal die vyande ons dikwels wil beskuldig. Ons laat skuldig voel. Maar Christus het ons vrygespreek. As die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Geen beskuldiging kan standhou teen iemand wat deur Jesus Christus regverdig gemaak is nie. Dit gaan nie oor wie of ek reg of verkeerd is nie, dit gaan oor wat Jesus van my dink. Ons kan slegs regverdig wees wanneer ons doen wat sy wil is. Binne sy wil lewe en nie afwyk van die regverdige weg nie. Die Here Jesus Christus is in ons donkerste ure daardie regverdige regter. En dan die laaste gedagte in hierdie gedeelte, in ons donkerste uur is Jesus my steunpilaar. Hy is die een op wie ek kan steun. Vers 10 sê hy, wie is daar onder julle wat die Here vrees? Wat na die stem van sy knegt luister? Wat in die duisternis wandel en geen ligstraal sien nie? Jy's binne in die duisternis, jy sien 'n ligstraal nie. Laat hy vertrou op die naam van die Here en steun op sy God. Die Here Jesus Christus is binne in daardie duistere oomblikke van ons lewens die steunpilaar. Hy wil die steunpilaar wees. Maar hy kan slegs daardie steunpilaar wees as ons hom toelaat om in ons te werk. Ons moet hom toegang gee en sê, Here, kom werk met my, ek steun op U vandag, op U naam vertroue. Ek moet bereid wees om te verander, sal hy dit van my verwag. 'n Steunpilaar is iets waarop 'n mens jou vertroue in plaas, wat jou dan dra. Man, vir man is 'n dokter Bob Jones senior. Hy het gesê, never doubt in the dark what God has told you in the light. Wanneer ek en jy in die lig wandel soos Christus in die lig is, en ons het gemeenskap met mekaar, gaan hy vir ons sy beloftes kom deel. En wanneer ons in die duisternis is dit daar die beloftes waarop ons kan steun en ons kan dra.
Vers 10 praat van 'n pad van vertroue. En soms wandel die kind van God ook in duisternis. Die woord sê, moenie angstig word nie. Vertrou op die naam van die Here en steun op jou God. Vers 10 wat dit vir ons sê, laat hy vertrou op die naam van die Here en steun op sy God. En dan sluit hy hierdie gedeelte af met 'n kontras, met 'n half van negativiteit, waar ons nou al hierdie opbouende dinge gesien het van wat die Here vir ons is in tye van nood, tye van duisternis. Nou word dit verskuiwe dat die mens wat op sy eie vermoë staatmaak. Vers 11 wat vir ons sê, kyk julle almal wat 'n vuur aansteek, wat julle met vuurpyle omgord, wandel in die vlam van julle vuur en onder die vuurpyle van julle wat julle aangesteek het. Van my hand het dit julle oorgekom. In smart sal julle neerlê. Dis 'n pad van selfmaakplanne. Dit gaan oor 'n pad van ek, my wil. Mense wat nie op God wil vertrou nie. Hulle probeer hulle eie vuur aansteek. Hulle wil hulle eie vuurpyle maak om hulle pad self te verlig. Menslike planne, selfregverdiging, vleeslike oplossings. En die gevolg is, dit bring geen ware uitkoms nie, net smarte. Die probleem kan wees dat die mens nie meer God vrees nie. Vers 10 sê, wie is daar onder julle wat die Here vrees? Wat na die stem van sy knegt luister, wat in duisternis wandel en geen ligstraal sien nie. Laat hom vertrou op die naam van die Here en steun op sy God. Liewe vriende, hierdie gedeelte is 'n bemoedigende gedeelte. Dat wanneer ons in die duisternis in ons lewens is daar 'n ligstraal. Jesus is daar 'n ligstraal. En ons het gesien vanmôre, hy is die een wat 'n oor het wat luister. Aandagtig luister na ons. Wanneer ons met ons opregte harte na hom toe kom. Hy is die een wat 'n tong het, wat ons verkoop, wat ons raad gee, wat ons bemoedig deur sy woord. Hy is die geduldige knegt wat saam met ons hierdie pad in die duisternis stap. Hy is ook die regverdige regter wat ons na toe kan gaan. Hy is die steunpilaar in ons lewens. Die Here Jesus Christus het 'n oproep vanmôre. Kyk op na Jesus. Hy het die uiterste, donkerste, duister pad van die kruis gestap, sodat ons nooit alleen in ons duisternis hoef te wees nie. Hy het dit gestap. Die oproep is, sit elke môre voor die Here met 'n geopende oor. Luister 'n bietjie wat sê hy vir u. Daar in die stilte tyd. Hier by die erediens, waar hy met ons praat. As u vanmôre in so 'n donker, duister vallei is, moenie jou eie vuur maak. Deur ons eie selfgemaakte menslike planne nie. Gryp vas. Hou vas aan die naam van die Here. Steun op hom. Hy sal jou regverdig. Hy sal jou verkoop deur die kosbare woord. Vertrou op hom. En dis nie passief nie. Dis aktief in gehoorsaamheid wat hy vir ons sê. Amen. Here Jesus, baie dankie dat ons kan weet, u het vir ons kom bemoedig deur die kosbare woord. Here, u het met die volk gepraat. Jesaja het hierdie boodskap vir die volk gegee. U het vanmôre hierdie boodskap vir ons kom gee.
En Here, U het met ons as gemeente kom praat. Ek wil kom vashou aan U, Here. Kom maak weer heel wat stikkend is. Here, kom maak weer reg wat verkeerd is. Here, kom verander ons om te doen wat U van ons verwag. Sodat ons as gemeente kan doen wat ons moet doen. Ons vertrou U, Here, vir 'n groot en goddelike werk in ons lewens. Ons bid dit in Jesus se wil. Bid dit in Jesus se wonderlike naam. Ons bid dit, Here, want U is ons steunpilaar. Amen.